Kieter, knak. Kieter, nee. Daarom, omrede die verlovingsproses dan so bindend is, word die verbond van die huwelik in die Hebreëse mindset en die Hebreëse kultuur reeds hier voltrek. Hier word hy voltrek, die covenant van man en vrou wees. Daarom het ons gelees, dat nadat die Hebreëse egpaar dan verloof is, word hulle dan ook wettiglik man en vrou dan ook genoem. En omdat hulle wettiglik man en vrou is, weens hierdie belofte wat hulle reeds teenoor mekaar afgelê het in hulle verlovingsproses, was seksuele interaksie wel toegelaat as hulle verloof is, voordat hulle nog getroud is. Japie, dit is duidelik wat jy probeer doen. Jy wil die maagdelike geboorte en die werk van die Heilige Gees ondermyn, deur te sê dit was normaal dat Hebreëse verloofdes seks gehad het. Maar hierdie idee wys nie hoe min jy van die wet verstaan. Die Torah is baie duidelik. Deuteronomium 22, vers 23 tot 24 sê, dat as 'n verloofde meisie seks gehad het, dat dit oorspel is en dat dit streng gestraf moet word. As dit normaal was, hoekom sou God dit straf? Verder in Exodus 22 vers 16 tot 17 sê dat seks met 'n ongehuwde meisie 'n ander reël het. Wat beteken dat God onderskei tussen 'n gewone maagd en 'n verloofde vrou. Deuteronomium 22 vers 13 tot 21 wys dit dat 'n bruid se maagdom verwag is tot op die huweliksnag. Met ander woorde, seks tydens verloving was verbode. Dit was onwettig en dit was oorspel volgens die wet. In die Nuwe Testament bevestig presies dieselfde. Josef wou Maria stilweg verlaat omdat haar swangerskap volgens die wet soos oorspel gelyk het. As seks tydens verloving normaal was, sou Josef se reaksie nie sin gemaak het nie. Maar Maria was 'n maagd. Sy sê, ek het nog nooit 'n man geken nie. Die engel sê, die Heilige Gees sal oor jou kom. En Josef het haar nie aangeraak tot na Jesus se geboorte nie. So Japie, jou argument bots met die wet, die Hebreëse kultuur, die geskiedenis en die Bybel self. Die probleem is nie die skrif nie. Die probleem is dat jy die wet verkeerd verstaan. As Yeshua se vader nie God is nie, dan is Yeshua nie die enige gebore seun van God nie.